dit skoonte was, want ek wou weer vlekloos voor U staan. Goeiedag geliefde. Ons lees vandag 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18 en wat hier aan die gebeur is Paulus wat vir Christenmense beduie die verskil tussen die ou en die nuwe verbond, die verskil tussen hoe dit was om 'n gelowige te wees onder die wet en 'n gelowige wees deur die krag van die Gees, deur die verlossing van Jesus Christus. Dan skryf hy hierdie volgende woorde. Die Here hier beteken die Gees. En waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om in die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Is dit nie wonderlik om te hoor nie? Dit is asof Paulus vir ons kom sê, maar God doen met jou die wonderlikste make-over wat jy dink moontlik is. Hy verander nie net jou haarstyl nie, hy maak nie net jou gewig beter nie, hy maak nie net die vorm van jou gesig of jou neus of wat ook al beter nie. Hy kom hier en hy gee vir jou iets totaal en al nuut. En nou het ons gewoonte om te sê, ag, ek is mos maar net 'n mens. Ag, ek het mos maar soveel foute. Ag, aartjie na sy vaartjie. My pa was so, sy oupa grootjie was so. Ons van die Merwes of Klaasens of wat ook al is almal maar so. En daarom is ons nederig. En daarom is ons bereid om altyd maar die minste te wees. En ons wil amper niks doen nie, want daar is 'n fout met ons selfbeeld. Ons sien onsself as waardeloos, nutteloos. Ag, in die wêreld dra daartoe by, deur vir ons heeltyd te bombardeer hoe sleg ons is en hoe skynheilig ons is, of wat ook al die wêreld aan jou kant toe gooi. En op die uiteinde begin ons sulke wegkruip lewens leef. Wegkruip lewens van 'n swak selfbeeld. Maar dan kom ons by die woord van God en dan sê die woord van God, nee, wag so 'n bietjie. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here in die eerste plek. Ons word in die tweede plek al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. In die derde plek, die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So ons as Pinkstermense, ons wat glo dat die Gees van God binne in ons is, ons kan nie in ons swak selfbeeld bly nie. Die Here staan vandag voor ons en hy sê, kom daaruit. Kom uit daai mismoedige toestand van jou uit. Kom uit daai manier van na jouself kyk uit. En word dit wat ek sê, dat jy my heerlikheid weer uitstraal. Dat jy verander word om al meer en meer die beeld van Christus. Sjoe, geliefdes, as mense na ons kyk, behoort hulle die beeld van Christus te sien. Wat sien hulle in jou en my? Is ons so moedeloos? Laat ons kenne heeltyd op die vloer hang? Is ons so onaangenaam dat ons monde heeltyd dik is? Of kan mense regtig die heerlikheid van Christus en die beeld van God in ons sien, die beeld van Christus in ons sien? En is dit regtig so van jou en my, dat die heerlikheid wat van ons af uitstraal steeds toeneem? Selfs al is dit in 'n tyd van oorlog, selfs al is dit in 'n tyd van hoë petrolpryse, selfs al is dit in 'n tyd waar mense my irriteer, waar ek nou net mooi keelvol is, vir my werkgewer of vir my werknemer, waar ek nou net mooi genoeg gehad het van my buurman se nonsens. Ons kan nie in daardie beeld bly nie. Die woord sê dat die Gees ons verander. Dit is die werk van die Gees om ons te verander, om aan Christus gelyk te word, sodat die heerlikheid wat van ons af uitstraal steeds toeneem. Kom uit die selfbeeld uit wat jy vir jouself geskep het, of wat die wêreld vir jou geskep het. Dis nie die waarheid nie, dis 'n leuen. En dis 'n sonde om daar te bly. Ek wens vir elkeen van God se kinders 'n lewe toe, waar dit so waar is dat die heerlikheid van Christus, wat uit ons uitstraal, steeds toeneem. Mag dit so wees vir jou en vir my.
Shalom. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Want ek wil weer vlekloos voor U staan.